Waagmoed is nie 'n persoonlikheidstipe nie. Dit kom van binne af en leef dan na buite toe. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Welkom liewe luisteraars, kom ons raak vir 'n oomblik stil en sien waarvandaan die innerlike krag wat ons in ons daaglikse lewens ervaar ontstaan. Vandag duik ons sommer diep in die begrip van waagmoed in. Nie die soort wat jy op advertensieborde of in opskrifte sal sien nie. Ons praat ook glad nie van 'n persoonlikheidstipe nie. Nee, my hart wil vandag tot joune spreek, ten opsigte van 'n ander tipe waagmoed. Die tipe wat van binne af fluister. 'n Diepgaande, kragtige veerkragtigheid wat binne in ons woon, veral wanneer ons vanuit moeilike omstandighede of situasies moet terugbons. Ware waagmoed, soos ons dit vandag 'n bietjie gaan dissekteer, vermy nie vrees, ontken uitputting of versteek hartseer nie. Dit is daardie onwrikbare, sagte vasberadenheid om aan te hou, om liefde uit te stort, om jouself te gee en om te vertrou. Selfs wanneer jou eie krag voel soos 'n flikkerende kerslig. Selfs wanneer hulpbronne skynbaar opraak, of wanneer die gewig van die wêreld verpletterend voel. Dit is 'n stil, standvaste getrouheid, wat put uit 'n diep, ongesiene bron, altyd aangedryf deur die genade van die Here. Dit is die moedige hart, wat selfs deur trane, geloof bo wanhoop kies en vasbyt bo tou opgooi, wetende dat troos, hulp en krag altyd daar is. Dat dit 'n onsigbare, onuitwisbare, geestelike hulpbron is, wat ons direk van God verkry. Kom ons dink oor 'n paar waagmoedige vroue en ek glo jy sal definitief jouself erken. Nou alhoewel ons oor waagmoedige vroue praat, weet ek, die manne wat vandag luister, kan ook assosieer met ons gesprek. Die eerste ene, krag in waagmoed. Stel jouself voor, die vrou wat ten spyte van siekte of kroniese pyn waagmoedig aanhou om haar familie te versorg. Met haar karige krag bied sy vertroosting, beskerming, versorging en geloof aan haar familie en vriende, want sy weet, volgens 2 Korintiërs 12 vers 9, dat haar hemelse Vader se genade vir haar genoeg is, want sy krag word in haar swakheid volbring. Die tweede vrou, geloof in waagmoed. Dink aan die vrou wat so min het, miskien net 3 eenvoudige bestanddele in haar koskas, maar met 'n hart vol van waagmoed, berei sy 'n heerlike ete voor, wat haar gesin van 6 kan voed en versadig. Sy rek wat min is met selfvertroue, want sy weet volgens Filippense 4 vers 19, dat haar God elke behoefte van haar vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Vrou nommer 3, wysheid in waagmoed.
Ons almal ken die vrou wat daagliks die verantwoordelikhede van gesinslewe en werk probeer balanseer en heel dikwels uitgebrand voel. Tog hou sy waagmoedig aan om haar bes te doen, om aan te hou opdaag, om daar te wees vir haar gesin en selfs dalk haar gemeenskap, selfs wanneer sy uitgeput voel, want sy weet, God stort wysheid en krag uit. Vir haar bied Jakobus 1 vers 5 'n sagte uitnodiging. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal mildelik gee en geen verwyt aandoen nie, en dit sal aan hom gegee word. Vrou nommer 4. Waagmoed in angstigheid. Dit is die vrou wat 'n onrusbarende diagnose, 'n onsekere lewensverandering of 'n onbekende in die gesig staar. Siekte, 'n leë nes, die reis van aftrede of selfs 'n nuwe loopbaan. Vrees en angs kan oorweldigend voel, maar sy kies waagmoedig om vrede in gebed te soek, haar hart uit te stort en God met al haar onbekendes te vertrou. Hierdie vrou weet dat sy volgens Josua 1 vers 9 sterk en vol moed is, nie bevrees of verskrik nie, want die Here haar God is met haar, oral waar sy heen gaan. Vrou nommer 5. Waagmoed in vergifnis. Hierdie vrou ken van seer kry. Sy is diep seer gemaak in haar lewe. Maar met groot waagmoed stap sy weg van bitterheid en onvergewensgesindheid op die moeilike maar genesende pad van vergifnis. Want sy weet volgens Efesiërs 4 vers 32 dat ons mekaar moet vergewe, soos God ons ook in Christus vergewe het. En dan die laaste vrou op ons lysie vandag, waagmoed in rou. Die vrou wie se hart verbrysel is deur verlies. Die afsterwe van 'n geliefde, 'n onvervulde droom, of selfs 'n diep teleurstelling. Wanneer die wêreld om haar uitgedoof voel en haar hart verpletter is, laat sy haarself moedig toe om te rou, om die pyn te voel en tog met 'n onverklaarbare krag vind sy die waagmoedige vasberadenheid om aan te hou lewe een asemteug op 'n slag. Wetende dat God intiem teenwoordig is in haar hartseer. Want Psalm 34 vers 18 bevestig vir haar dat die Here naby die is wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Kosbare vriende, julle stille dade van volhardende krag, julle onwrikbare getrouheid, julle liefdevolle selfopoffering. Dit is nie klein dingetjies wat ongesiens verbygaan nie. Dit is kragtige demonstrasies van waagmoed. Jy het nie 'n openbare platform nodig om waagmoed te demonstreer nie. Jy leef dit elke dag met krag, geloof, wysheid, vrede, vergifnis en troos, wat jy uit God se woord en in verhouding met hom ontvang. Hy is jou stille krag wanneer jy swak voel, jou voorsiener wanneer hulpbronne skaars is,
jou wysheid in verwarring, jou vrede in angs, jou genade in vergifnis en jou troos in rou of teleurstelling. Vind jou waagmoed elke dag in Jesus Christus. Liewe luisteraar, jy het meer waagmoed as wat jy dink. Vader, ek bid vir elke luisteraar. Ons harte loop oor van dankbaarheid vir U wat ons dag na dag oplig, sodat ons die eise van die lewe met waagmoed kan aanpak. Dankie dat ons nooit alleen is nie, maar dat U in elke oomblik van elke dag met ons is. Ek loof U in Jesus naam. Amen.